Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons vandag hier saam met mekaar Hemelvaart kan vier. Here, al is dit nie meer 'n vakansiedag nie, is dit 'n spesiale dag. Is dit vir ons 'n spesiale dag, 'n onthoudag. En ons het nie 'n landsvakantiedag nodig om dit te kan vier nie, om dit te kan onthou nie en om mekaar daaraan te kan herinner nie. Dankie Here dat U hier is. Dankie dat U, Here Jesus, dat U opgestaan het, dat U die dood oorwin het, dat U opgevaar het. Here, maar dat U ook nie net opgestaan het nie, maar ook opgevaar het en in die regterhand van die Vader is. Dankie Here, dat ons nooit hoef te twyfel of U by ons is nie. Ons weet dit, U beloof dit vir ons. Here, seën ook ons saamwees vandag. Amen. Goed, ons gaan saam lees uit Lukas 24, maar kom ons lees vandag hierdie gedeelte uit Lukas 24. Wat gebeur voor dit? Die hoofstuk begin met die Emmausgangers, waar die Emmausgangers dan saamloop, nie weet dis Jesus nie, en dan lees ons, hy het hulle verstand verhelder, hy het hulle oë oopgemaak en hulle het besef, dis hy. En dan lees ons ook die volgende gedeelte, waar hulle by die meer is. Jesus verskyn aan sy disippels. 'n Spook kan nie eet nie. Dan vra Jesus hier vir hulle in, ek weet wat 'n vers is dit nou, vers 41. Het julle nie hier iets om te eet nie? So wat sê hy eintlik vir hulle? Dis nie 'n spook nie. Dit is regtig. So dis die storie agter. En dan gee hulle vir hom 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. En dan, daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was. Naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en in die psalms oor my geskrywe is. Dis belangrik, daai deel. Toe open hy hulle verstand, hier lees ons dit weer, toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is. En dan lees ons van die Hemelvaart. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Nou Betanië het hy ook afgekom ons nou en gestop by Betanië voor die kruisiging. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. En dan is dit die einde van Lukas. Dis waar die Lukas evangelie eindig. Hemelvaart is vir ons so half 'n vreemde fees, asof hy nie altyd lekker inpas nie. Kersfees verstaan ons vier die geboorte van Jesus. Goeie Vrydag verstaan ons, want ons dink aan die kruisiging. Opstanding vier ons, want dis 'n groot lewe, ons vier die lewe. Maar wat maak ons met Hemelvaart? Baie mense dink, Hemelvaart is Jesus se totsiens sê. Met ander woorde, ons bly agter, hy gaan hemel toe, en ons moet nou maar op ons eie aangaan, asof hy nou ver is. Dis nie wat Lukas sê nie. As jy Lukas se evangelie die laaste deel lees, dan kry jy nie die idee van verlies nie. Dis nie die einde nie. Jy kry nie daardie tragiese afskeidstoneel nie. Dit lyk eintlik heeltemal anders. Ons het gelees, die disippels aanbid vir Jesus, hulle keer met groot blydskap terug na Jerusalem toe, en hulle prys God in die tempel. Dis nie ouens wat in sak en as sit nie.
Dis nie asof alles nou klaar is en wat nou verder nie. En ek dink dis dalk waaroor hemelvaart meer gaan. Hemelvaart gaan nie per se oor die vraag van waar is Jesus nou nie. Dit kom om ons te kom herinner, wie is Jesus? En dit laat ons 'n paar goed onthou. Deur hierdie hele lydingspad, kruisiging, opstanding, het ons nodig om te weet Jesus is Here. Hy's nie net 'n man nie. Hy's Here. Ons het nodig om mekaar te herinner, hy regeer. Ons het nodig om mekaar te herinner, hy leef. Hy leef waaragtig. En al voel ons dit nie altyd nie, hy's teenwoordig. Hy's by ons. En dan ook, as ons nou by Pinkster kom, dat ons vir mekaar kan sê, maar die Here het nog nooit die kerk alleen gelos nie. Hy's altyd by sy kerk. En daarom is dit belangrik dat ons vir mekaar vanoggend sê, hy's nader as wat ons ooit kan wens, iemand kan wees. En hy heers. Hy heers. En dan kom Jesus en hy help die disippels om die groter prentjie te sien. As ons nou lees en onthou van die Emmausgangers voor die tyd en die disippels daar langs die meer, dan kom Jesus en hy kom herinner die disippels aan al die goed wat gebeur het. Hy herinner hulle aan wat die profete gesê het. Nou ons weet van Jesaja en daar's 'n klomp ander, Joël en 'n klomp wat ons van hierdie profeseë lees. En dan kom sê Jesus, maar onthou dit. Kyk terug daarna toe. Kyk terug na die psalms toe. Kyk uit dit wat in die verlede gesê is, wat oor my gaan gebeur. En dan besef julle, dit was nie net gebeure nie. Dis deel van God se plan. Van die begin af. Alles wat in die wet van Moses, julle dis ou geskrifte. Alles wat in die wet van Moses, die profete en die psalms geskryf is, sê Jesus, wys na my. Hier staan ek. En dan sê Lukas, toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Met ander woorde, ons sit ook baie keer met 'n teks en ons lees dit net en dis goed, miskien ken ons dit, miskien dink ons het dit al gelees, dit klink vir ons bekend, maar dit het nie vir ons impak nie. En ons het die Gees nodig om eers dit vir ons oop te maak voordat ons iets daaruit kry wat ons huis toe bring, wat ons na onsself toe kan bring. En dis wat hier gebeur. Jesus kom maak eers hulle oë oop, dat hulle kan verstaan, en dan kom gee hy nie vir hulle inligting nie. Hy kom help hulle om die stukkies van die legkaart bymekaar te sit. Want voor dit is daar 'n klomp losgebeure. Hulle het die afgryslike deel van die kruis beleef. Hulle het die dood beleef. Hulle het getreur, hulle was by die leë graf, hulle was daar in die bokamer alleen, daar was vrees, daar was verwarring, en dan is daar opstanding. Nou kom herinner Jesus aan hulle aan alles wat gebeur het, en sê, kom ons sit net al hierdie legkaartstukkies by mekaar, dat julle kan verstaan, God was nog die hele tyd besig om te werk. In ons eie lewens sien ons nie elke dag hoe die Here werk nie. En dit kan ons moedeloos maak, dit kan ons alleen laat voel, dit kan ons geestelik uitgeput laat voel, of ek nie ondersteuning het in dit waardeur ek gaan nie, en ons verstaan nie altyd hoekom gebeur goed soos wat dit gebeur nie. Hoekom is daar 'n wagtydperk in my lewe? Hoekom is daar pyn? Hoekom is daar lyding? Hoekom is daar ouderdom? Hoekom is daar finansiële probleme? Wat ook al. Ons wil nie daar wees nie. Maar Hemelvaart wil ons vandag kom herinner dat die legkaartstukkies by mekaar moet kom. Daardie prentjie wat ons nie sien nie. Maar ons is deel van daardie prentjie. Ons is deel van daardie legkaartstukkies. Die disippels moes leer dat die kruis nie die einde was nie. Hulle moes uit die opstanding leer dat die dood nie die einde was nie. En in die hemelvaart moet hulle kom leer dat Jesus se teenwoordigheid, sy daar wees, is nie net tot een plek beperk nie.
Hoërskool Randburg het gister al hulle hemelvaartdiens gehad, omdat dit vandag eksamens en goed is. En toe ek nou gisterand met Christy daaroor praat, dus kan sy vir my die diens in een sin saamvat, deur te sê, toe Jesus geleef het, kon hy net op een plek op 'n slag wees, wat heeltemal waar is. Maar, sê sy, nou kan hy op elke plek wees. En dis nodig vir die kinders om net daai een sin vas te knoop. En dis die belangrikste. Hy is nie meer gebind aan een lyf, een plek, een tydperk nie. Hy is oral. Hemelvaart beteken nie dat Jesus afwesig is nie. Een van die groot misverstande is dat Jesus nou weg is. En in ons menslikheid sê ons sien is glo. Ons wil dit nie altyd erken nie, maar dit sal dan nogal lekker gewees het as hy hier was. As hy self ons hierdie goed kon vertel, as hy self ons die skrif kon uitlei, as hy self ons verstand kon verhelder, dit sal dan nogal lekker gewees het. Dit sal dit nogal 'n bietjie makliker gemaak het. Maar die disippels moet leer dat die tydperk van Jesus se fisiese teenwoordigheid is verby. En nou het hulle nie meer alleen reg op hom nie. Nou is hy oral. Jesus is nie net beperk tot sekere plekke nie. Hy is nie net in die tempel of in die erediens nie. Hy is daar waar dinge nie goed gaan nie, ook. Hy is in die gewone lewe. Daar word 'n verhaal vertel van broer Lawrence. Hy is gebore as Nicolas Herman in 1605 in Frankryk. En hy is opgeroep vir militêre diens in daai 30-jarige oorlog. En in die oorlog is hy so ernstig beseer dat hy die res van sy lewe toe nou krepeel is. Na die oorlog het hy as 'n huisknegt gaan werk. Slim man, maar hy kon nie ander werk kry nie, want hy kan nou nie meer so lekker beweeg nie. Hy het op bekering gekom, maar sy lewe het nie skielik makliker geword. Hy was nog steeds krepeel. Hy kon nog steeds net die werk van 'n huisknegt doen. Toe hy omtrent 50 jaar oud is, toe maak hy 'n skuif in sy lewe en hy sluit aan by die Karmelietklooster in Parys. Hy word 'n monnik. En toe hy daar kom, kry hy 'n nuwe naam, broer Lawrence, en sy taak. Hy moet in die kombuis werk. Ons moet onthou, hy was hierdie intelligente man met groot drome. En vir hom is om in die kombuis te werk vernederend. Hy kan soveel meer doen. Nou sit hy elke dag met potte en panne, 'n warm vuur en skottelgoed wat nooit ophou nie. Elke dag dieselfde werk, vir almal kos maak. En dit was 'n eindelose werk. En hy was gefrustreerd. Dit is vir hom vernederend. Maar soos wat die tyd aangegaan het, het hy ontdek in die klooster is God nie net teenwoordig in die geestelike oomblikke nie. Hy is teenwoordig in die kombuis. En hy het homself doelbewus begin herinner, God is hier. God is nou by my. Selfs tussen die potte en die panne. En dit het sy lewe verander. Lawrence het besef dat die kleinste taakie heilig word wanneer dit vir God gedoen word. Kleinste taakie word heilig wanneer dit vir God gedoen word. En hy het geleer dat wanneer hy hierdie eenvoudige goed doen, kan hy die hele tyd in gesprek met God wees. En hy het besef, maar God is nie net in die kapel nie. God is nie net daar in gebed nie, maar hy is die hele dag daar. Hy het so bewus van Jesus se teenwoordigheid geleef, dat die mense van oral oorgekom het om met die eenvoudige kombuiswerker te kom praat. Jare later, toe lê hy op sy sterfbed, mense het hom jammer gekry. En hy het vir hulle gesê, moenie vir my jammer wees nie. Ek doen nou maar net wat ek die afgelope 40 jaar gedoen het, en wat ek graag vir ewig wil doen. En wat is dit, vra hulle? Hy antwoord, ek ervaar die teenwoordigheid van die liefdevolle God wat ek liefhet.
Dit is wat Hemelvaart volkom doen. Om vir ons te kom herinner, ons is nie alleen nie. Die lewe gebeur nie maar net nie. Dit is deel van ook God se plan. Ons is nie maar net toevallig hier nie. Ons is nie maar net toevallig wie ons is met ons vermoëns of onvermoëns nie. Jesus is nie weg nie. Hy is hier. In die gewone. Tussen die potte en die panne. En die skorrelgoed. In die kombuis. In die motor. In die hospitaal. By die werk. By die skool. In die kantoor. Maar ook in die stil oomblikke van ons lewe. Hemelvaart beteken Jesus is nie verder weg nie. Inteendeel is hy nader. Hy is nader aan ons. En dan word die disippels die getuies. Jesus sê vir hulle, julle is my getuies. Wie was die disippels? Hulle is die ouens wat weggehardloop het in die tuin. Hulle is die ouens wat getwyfel het. Hulle is die wat hom verloon het. Kwalifiseer hulle om getuies te wees? Ek weet nie of ek hulle sou kies nie. Maar Jesus kies hulle. Want hulle is gewone mense. Met die uitdagings van die lewe. Hulle is nie heiliges nie. Hulle het nie heilous of sterretjies nie. Hulle is gewone mense met gewone uitdagings soos ons. Visvangers, skaapwagters, tollenaars. Ouens wat saam met Jesus gestap het, die stof van hulle voete, wat gesien het hoe hy mense gesond maak, maar wat ook by die kruis gestaan het. Wat daardie seer beleef het. Hulle is nie perfek nie. Maar Jesus werk met gebroke mense. As al die disippels engele was, watter invloed sou dit op ons gehad het? Hulle sou nie vir ons voorbeelde kon wees van ek wat my toon stamp nie. Hulle is nie heiliges nie. Hulle is mense. En dan kom Jesus en hy sê vir hulle, maar ek stuur ook vir julle my gees. Ek stuur ook vir julle my helper. Dit wat julle doen, hoef julle nie alleen te doen nie. Ek stuur vir julle my gees. En die kerk van vandag bestaan vandag nog net omdat die gees werk. As dit van mense afgehang het, was daar van die kerk niks oor nie. Kolossense sê, Jesus is die hoof van die kerk. God dank. Nie 'n mens nie. Hemelvaart bring vreugde daar in die laaste stukkie. Dis hoe die evangelie van Lukas afsluit. Hy sê, die disippels gaan terug Jerusalem toe met groot blydskap. Nie in sak en as nie. Want hulle verstaan nou, dat niks hulle van die liefde van Jesus sal skei nie. En dit het Sondag ook genoem. Dit laat ons so dink aan Romeine 8. Niks sal my skei van die liefde van die Here nie. Niks nie. Nie dood of lewe of engele of magte of dienswoordige dinge of kragte. Niks kan ons van die liefde van God skei nie. En dis die troos. Want baie dinge in hierdie lewe verander. 'n hele klomp van julle is al ouer. Ons word ouer, mense word siek. Omstandighede verander. My sekuriteit verdwyn. My salaris verdwyn. Mense word moedeloos. Jesus kan nie verander nie. Hy kan nie verander nie. Die opgevare Here Jesus is dieselfde Jesus wat saam met sy disippels gestap het. Dis dieselfde Jesus wat in hierdie gedeelte sy disippels seën. Dis dieselfde Here wat gehuil het by Lazarus se graf. Dis dieselfde Here wat aan die kruis gehang het en nou regeer. Hou nog 'n paar minute uit. Winston Churchill, in die Tweede Wêreldoorlog het iemand die opmerking gemaak om te sê, Britse soldate was meer dapper as die Nazi-soldate. En wat was Churchill se antwoord? Hy het gesê, die Britse soldate was net 5 minute langer dapper. Hulle was net 5 minute langer dapper. En soms voel die lewe swaar, soms voel dit of ek nie meer kan nie, soms raak ons geloof moeg,
En Hemelvaart kom sê vir ons, hou uit. Hou net nog bietjie langer vas. Nie omdat ons so sterk is nie, maar omdat Christus ons vashou. Hy regeer. Hy werk vandag nog, hy sien vandag nog, hy dra vandag nog. En ons het nie net 'n God in die hemel nie. Ons het 'n vriend. Dieselfde Jesus wat saam met disippels geloop het en wat nou regeer, is nie koud of ver nie. Hy is ons vriend, ons sal dit net nou sing ook. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy is die een wat regeer, wat nog steeds lief het, wat nog steeds naby bly, wat nog steeds red, wat ons nooit sal los nie. En dis die kern van Hemelvaart. Lukas sluit sy evangelie af en hy sê, die Hemelvaart lei ons na aanbidding. Wat is die doel? Wat wil die Here Jesus hê moet ons doen as ons hierdie goed onthou? Lei ons na aanbidding, na vertroue, na hoop en na die getuienis, ons getuienis. Jesus het nie sy mense verlaat nie en daarom sal hy ons ook nie verlaat nie. Hy kan nie. Dit is nie moontlik nie. Want hy is by ons, hy dra ons, hy stuur sy gees en niks kan ons van sy liefde skei nie. Kom ons raak vir 'n oomblik stil en ons dink wat beteken Hemelvaart vir my vandag? Wat wil die Here hê moet ek met hierdie onthoudag doen? En kom ons aanbid hom. Kom ons vertel net weer vir hom dat ons hom vertrou en dat hy ons hoop en ons redding is. Kom ons gee geleentheid vir stil gebed. Here Jesus, ons het gestap op die Via Dolorosa, op die lydingspad. Ons het stil gestaan op Golgotha, by die kruis. Ons het dood beleef. Die verwardheid, die teleurstelling van drome wat nooit sal wees nie van die disippels. Here, ons het saam met hulle fees gevier met die opstanding. Here, ons het onthou en mekaar herinner dat die dood het nie die laaste sê nie. U het opgestaan en daarom kan ons leef. Here, vandag wil ons saam met die disippels daar staan en kyk hoe u in die hemel opgeneem word. Nie om weg te gaan nie, maar juis om nader aan ons te kan wees. Here, in die volgende 10 dae wil ons dink aan die Gees wat u gestuur het. Wil ons Pinkster vier. Here, en in dit alles wil ons net kom sê, Here Jesus, dat u ons koning is. Ons aanbid u, Here, vir wie u is. Vir dit wat u vir ons gedoen het en nog steeds doen. Here, vir u teenwoordigheid by ons, al twyfel ons partykeer. Here, ons kom dankie dat u vir ons die Gees gestuur het, sodat ons nooit alleen hoef te wees nie. Nie in ons diepste, donkerste oomblikke nie. O Heilige Gees, ons kom bid ook dat u ons daaraan sal kom herinner, dat u steeds by ons is. By elkeen van ons is. By ons familie is, of hulle in ander dele van die land woon, van ander dele van die wêreld is. Net soos wat u by ons is vandag, is u ook by elkeen van hulle. Here, net soos wat u vandag hier by ons is u by die ouens in die Kaap wat so swaar kry na die vloede.
Net soos wat U by ons is U in elke wêrelddeel waar daar vandag 'n bom val. En waar mense seer kry. Here, net soos wat U by ons is vandag, was U nog altyd en sal U vir altyd wees, totdat U kom om ons ook weer te kom haal. Dankie Here vir genade op genade. Amen. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om geduldig tot God se troon weer om te gaan. Hoe verbeur ons tog die vrede, hoe dikwels bly ons smaak, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vaderhart. As versoeking en beproewing of as kwelling ons bedryf, laat ons nooit mismoedig word nie. Laat ons bedes opwaarts styg. Nêrens is 'n vriend getrouwe as hy wat ons nooit weet. Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. Is ons swak gedruk deur laste, onder kommer neergebuig. Dierbare Heiland ons toevlug, o bevry ons weer van druk. As ons vriende ons versaak het, soek ons in gebed die Heer. Aan sy boezem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer. Aan sy boezem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid en die vertroosting van die Heilige Gees elke dag by ons wees en bly. Amen.